my oë op na die berg. Die wêreld in donker gehul. 'n koning gekroon aan die kruis. Sy lewe vir ons was die prys. En hy is ons bron van redding, hy is. Broeders, goeie, baie welkom weer by so 'n sessie van ons vandag hier in die koue Kaap. En ek wou so graag 'n video buite vir julle gemaak het, wat plaas of iewers buite kan gaan besoek het, maar dit is so nat en winderig hier. Ek kan nie gaan 'n plek kry nie. Toe dacht ek, kom sit maar weer hier in my studeerkamer, hier waar ons baie met mense gesels en waar ek baie vrede met die Here vind, en hierdie plek wat ons sê is 'n heilige grond wat die Here vir ons hier voorberei en waar ons spesiaal met die Here kan praat. En nou lees ek so 'n bietjie vir julle weer die Bybel uit. Ons kom aan die einde van ons sessie, dis nou die 4de een wat gaan oor al antwoord God my nie, sal ek nog steeds vir hom lief bly. En baie keer ons hierdie vraagstuk in ons lewe en ons weet nie wat die antwoorde is nie. Dan kry ons berusting en ons kry aanvaarding en dan iewers gee die Here vir ons 'n antwoord en ons moet ons harte voorberei daarvoor. So die gedeelte wat ek aan julle wil voorhou, wat ek dink wat goed sal wees om af te sluit, is die geskiedenis van Josef. En ek het gerus 'n studie gemaak daar rondom Genesis 40, 41, 42 en 43. Die geskiedenis van Josef, want hy is deur sy broers verkoop. Hy beland in die tronk onregverdig, hy is vals beskuldig. En dan later beland hy as die onderhoof in Egipte. Kry 7 jaar om die skure vol te kry. Sy skure was so vol, hulle het later opgetel, so baie die Here vir hulle geseën. En dan breek die droogte aan, sy familie kry baie swaar waar hulle is. En natuurlik nou sê die pa vir hulle, hy moet gaan kos kry daar in Egipte. En dan sal Josef wat in hierdie hele proses homself met bevind van die stryd waar hy gegaan het, die Rofsee, nou is hy hier onderhoof in Egipte, en daar is nog geen betekenis oor hoekom hierdie goed met hom gebeur het nie. En dan kom die deurbraak, toe sy broers van hom kom kuier het. Josef het 'n mooi hart gehad. Ek sien daar in hoofstuk 41, vers 51, het hy sy oudste seun Manasse genoem. En as hy praat van Manasse, sê hy, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry, en alles wat my familie my aangedoen het. Die Here kom verlos hom van sy bitterheid, en hy eer God deur sy oudste seun Manasse te noem. So dis die fondasie waarop ons sit. As hierdie broers nou inkom, met hierdie verhoudings is ons nou nog nie reg nie, dinge moet nog reggestel word. Ons lees daar in vers 42, eintlik vers 6 van hoofstuk 42, lees ons hulle diep voor hom gebuig het, en dan in vers 7 en 8 praat hy van Josef het sy broers herken. En dan gaan nou vir vers 8 sê hy sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Hy het aan sy droom van vroeër gedink en vir hulle gesê, julle spioene, julle het net kom kyk waar die land maklik ingeval kan word. Hy speel so speletjie met hulle eers. Hy soek hulle aandag. Hy maak hulle benoud, want in die benoudheid gee ons aandag. Maar die Bybel sê, hy het hulle herken. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Ons lees dan in vers 21, nadat hulle met mekaar begin gesels, en hulle bekommerd is dat hulle vervolg gaan word nou onder hierdie beskuldiging van Josef, sê hulle vir mekaar. Het hulle vir mekaar gesê, dit het ons nou van alles, wat ons destyds ons broer aangedoen het, en Josef hoor dit, hy hoor dit. Ons het sy angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie, nou sit ons met dieselfde angs. En die oudste broer Ruben sê, toe sê Ruben vir hulle, ek het julle mos gesê, julle moet nie aan die kind vergryp nie, maar julle wou nie luister nie, daarom word sy dood nou op ons gewreek. En Josef hoor dit. Hy sien die kniel, en Josef hoor dit. Die Bybel sê vir ons dat hy op 'n stadium dat hy ook herinner het aan die droom wat hy gehad het. En skielik raak dinge vir Josef duidelik. Hy is geroep om die verlosser van Israel te wees op daardie stadium van sy familie. Hy is geroep om hulle te versorg. Hy is in Egipte plaas met 'n doel, en skielik alles val in plek. En daarby sy broers klaar vergeet het,
kry alles nou betekenis. Dis nie wonderlik dat in daai oomblik van waarheid en waar hierdie broers in 'n belydenis staan, hy wou hulle harte hoor. Toe hoor hy, maar hierdie broers van hom is ernstig, en wat hulle nou praat van, hulle het soveel berou oor wat hulle aan hom gedoen het. Dus dit is die oomblik van waarheid. En julle weet self hoe daai verhaal verloop het, van die vreugde daarna, toe die waarheid en die volheid en die betekenis van daardie stryd uitgekom het. Dit wens ek vir almal van julle, vir myself ook, en vir 'n mensdom wat so verdwaal het. Vriende, dit is al die vraagstukke in ons harte, partykeer kom die versoeker en hy gebruik hierdie vraagstuk om ons weg te rokke van God af, dat ons sal wag. Daar kom 'n volheid van tyd, wanneer alles in plek val, en dan sal dit verstaan. Ek weet nie of julle soos ek is nie, maar soos ek ouer in die lewe is, en ek kyk nou verder terug in my lewe terug, waar ek ons nou geskiedenis het, dat ek kan opsom, dat soos 'n legkaart, is daar soveel goed wat vir my deesdae so baie sin maak. Ook my seer kry, ook my moedeloosheid, verdwyn soos mis voor die son. Ek wil dit Manasseh noem. Die Here het my gehelp om daarvan te vergeet. En nou pluk ek die vrugte en die vreugde om te weet, op hierdie oomblik is die Here hier by ons. En dis my grootste wens vir almal wat luister na hierdie video, dat die vrede sal kry in hierdie oomblik van waarheid. Dan kom die waarheid uit. Maar daarvoor moet ons wag. Ons harte moet reg wees. Hierdie broers, daar moes 'n belydenis in hulle harte gewees het. Dink dan net byvoorbeeld aan die belydenis was nie, hoe dit sou uitgedraai het. Maar Josef se hart word sag as hy hoor hoe sy broers bely. Die Bybel sê hy het uitgegaan en gaan huil. Hy kon dit nie verwerk nie. En toe kom hy terug en stelselmatig het hulle tyd van groot vreugde gehad, en die familie kon kom en hulle word geplaas by die onderhoof van Egipte. Hulle word opgelig van 'n klomp mense wat honger ly. Lig die Here vir hulle op en hulle word 'n volk natuurlik in Egipte, en dit is soos as Israel natuurlik nou in Egipte geland het. Kom ons bid net saam. Here, my gebed is dat almal wat sou luister na hierdie video in hierdie dag vrede sal kry. 'n oomblik van waarheid wanneer ons harte draai, dat hy vir ons duidelik sal wys hoekom dinge gebeur soos dit gebeur. Ons verstaan nie die kanker nie. Ons verstaan nie die doodgaan nie. Ons verstaan nie die werk wat ons verloor nie. Ons verstaan nie dat ons geld opraak nie. Ons verstaan nie, Here, dat ons verdwaal nie. Maar al wat ons weet is, alles werk ten goeie vir die wat U liefhet. Ons weet ook, Here, dat U net die beste vir ons wens. Voorspoed wens U vir ons. Nie in die rykdom en die sukses van hierdie wêreld nie, maar voorspoed in die vrede wat ons kry met U. Asseblief onderneem vir my vriende. Ek kan hulle gesigte nie nou sien nie, U sien hulle harte. Raak asseblief my vriende aan dat hulle vrede kry. Soms, Here, is die dag as ons opstaan so donker. Dis 'n behoorlike winter. Ons stoei. Dinge kom nie reg nie. Al wat ons weet, U staan langs ons. U hou ons hand vas. Kom herstel asseblief die vrede om te weet, U weet wat U doen, en daarvoor eer ons U. Amen. Ek wens so, ek kan die pyn van jou hart vir myne neem. Ek wens so die Here seën my met woorde wat vrede vir jou bring. Ek wens vir jou dat jy vandag 'n gebed voor die Here sal bring en jy regtig vrede sal kry. As jy moet gaan regmaak met mense, gaan maak reg. As jy met God moet praat, gaan praat met God. Maak vrede met hom. Kry vrede en kry die antwoord waarna jy verlang. Kniel by die voete van die Here en wees rustig. Ek is nou vandag geforseer om in die kantoor te bly, is te koud buite. Maar wat 'n wonderlike tyd om tyd met die Here te spandeer. Die Here onderneem vir julle, en mag hy vir julle vrede gee. Kom ons wees lief vir die Here, want ons weet ons hy is nou lief vir ons. Kom ons wees lief vir hom. En mag die Here vir julle onderneem tot ons volgende week vir mekaar sien in hierdie tyd. As hy vir ons genadig is en ons spaar, dan maak ek weer 'n video vir julle. Totsiens, tot ons mekaar weer sien. Se kleed het geskeur, gelowiges reis uit die graf, die regverdige sterf vir my, nou soms vry om voor
God te bely.